vir julle teenwoordigheid hier, dat julle ook saam met mekaar is, dat ons ook op hierdie manier vir Linda kan groet. Voordat ons met die diens begin. Ons geboorte, ons hele aardse lewe en ook ons sterwe. Dit alles is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam uit lied 518. U vind dit daar vers 1 en 2. Ek vind dit in die boekie gedruk as jy nie kan sien op die bord nie. Dan 5 en 8 vers 1 en 2 vir jy soms of die Here te vers.
gevra wat met my sal gebeur en hy het my geantwoord. Ek was bang vir baie dinge, maar hy het my van alles gered. Die mense wat hulle self nie kan help nie, wat wag dat hy hulle moet help, hulle weet hy sal help, en hulle is bly. Ek kan myself nie beskerm nie. Ek het gebid en die Here het my gehoor, het my gered van alles. Die engel van die Here beskerm die mense wat die Here dien. Die Here kyk na die mense wat reg lewe en hy sorg vir hulle. Hy luister wanneer hulle roep en hy vra dat hulle moet help. Wanneer die mense wat reg lewe roep en vra dat die Here hulle moet help, dan luister die Here en hy red hulle van alles wat sleg gaan met hulle. Die Here is naby die mense. Die mense wat dink dit sal nooit beter gaan nie, die Here red hulle. Hy red die mense wat moedeloos geword het. Ek wil tot hier lees, geliefdes. Salig is julle as julle hierdie woorde hoor vanmôre, as julle dit glo, en as julle ook so gaan lewe. Wanneer die dood aan jou deur kom klop, dan ruk hy die lewensmat onder jou voete uit. En dit help nie, jy sê vir my, ek het dit verwag, ons berei voor, ons het geweet, dit kom, verander nie aan hoe jy voel nie. Dit is skielik, en dit is sleg. Want alles is skielik anders. Die manier hoe ons in verhouding met mekaar as mense leef, ja, ek weet in ons moderne tyd is dit nie meer vir mense belangrik nie. Maar dis hoe ons gemaak is, dis hoe die Here ons aan mekaar gesit het. Dat ons mekaar het, dat ons na mekaar toeleef. Dit maak dat die verlies van 'n geliefde iets is wat ons nie net sommer kan toemaak en sê, dis verby nie. Daar is 'n stuk seer. Daar is 'n gat in ons lewe gerig. As gelowiges, wanneer ons gekonfronteer word met ernstige siekte, bid ons en ons vra ons Here om te help, om te genees, om te sorg. En elke van julle wat hier sit, weet ek in my hart het baie hard gebid dat die Here na Linda sal kyk. Maar nou sê die meer nie. Het die Here ons nie gehoor nie? My broers en susters, ek dink vanmôre by hierdie geleentheid moet ons juis na hierdie antwoord soek. En ek weet, die Here sal ons troos uit sy woord. Dawid is in 'n baie slegte plek, hy is Abimelek se gevangene. En hy moes maak of hy mal is. As ek nou kind was, sou ek ander woorde kon sê wat hy gedoen het, maar hy moes letterlik maak of hy geestesversteurd was om Abimelek te laat afsien van sy plan om Dawid daar by hom gevangene te hou. Op die ou tyd hom weggejaag, want hulle het gesien hulle kan niks met hom doen nie. Maar wat interessant is, in hierdie proses waar hy is, op hierdie slegte plek waar hy is, dink Dawid oor sy verhouding met God. En wanneer Dawid oor sy verhouding met God dink, begin hy nie en hy lys al die issues wat hy het nie, al die probleme, al die oomblikke van twyfel. Hy begin by 'n eenvoudige plek.
as ek die Here soek, as ek vir hom vra. Ek weet hy hoor my. Al is ek hier op 'n vreemde plek onder 'n vreemde man in 'n tronk, al moet ek maak of ek maar as die Here hoor my, as ek met hom praat. En dan sê Dawid, die Here het my nog nooit gelos nie. Hy is altyd by my. Hy sorg vir my. Ek en jy weet dat hierdie wêreld van ons ongenaakbaar is. En ons hoor baie keer hoe mense sê, maar ek het gebid en niks het gebeur nie. Daar het nie redding gekom nie. My broers en susters, ons bid baie keer vir mense om gesond te word en dan gebeur dit nie. Is dit hoe die Here werk? Is dit wat dit beteken om te bid en te glo? Dawid sê nee. Jy moet onthou, die Here is 'n troos. Lê nie in die genesing nie. Die Here se troos lê daarin dat in jou swaar kry is hy by jou. In jou stryd is jy nie alleen. Hy help jou elke dag. Dawid noem 'n paar voorbeelde en hy sê, goed soos die mense wat na die Here opkyk, hulle word van met blydskap vervul. Die engel van die Here bou 'n beskermende muur om ons. Dit is ongelooflik wat hy alles vertel. Die Here help liefdelose mense. Hy's by julle. Linda het betreklik vinnig agteruit gegaan. Eintlik half skokkend vinnig. Maar as ons nou vir haar vandag gevra het, wat sê jy? Is ek byna 100% seker dat ek uit haar mond dieselfde woorde as Dawid sou gehoor. Die Here is by my. Ek sal reg wees. Sy het dit met haar hele hart geglo. En daarom, my broers en susters, waar ons al groet vandag, dink ek, moet ons dit in ons harte vind om na haar te luister, na haar voorbeeld te kyk, te luister wat sy getuig het. Ons moet nie haar voorbeeld vergeet nie. Elke van ons het 'n baie stukkie spesiale onthou van hierdie formidabele vrou. Dis hoekom jy lees vanmôre. Sy het julle op 'n manier aangeraak, elkeen in die besonder. Maar volg vanmôre haar voorbeeld. Die Here is by jou. Hy was by Linda besig. Sy het sy hand vasgehou. En hy het by die deur gekom saam met haar. En hy het die deur van oopgemaak. Die deur na die hemel toe. En sy het saam met hom daarin gegaan. Sy het gekry waarna sy geglo het. Wat aan haar beloof is. Ewigheid. En vandag is sy sekerlik nie meer siek nie, is sy sekerlik weer vol grappies soos ons haar geken het, is sy sekerlik bly, want dit wat vir haar belangrik was, dit het die Here vir
ons wat agterbly, ons beleef verlies. Ons voel, ons mis haar. Ons dink aan haar en ons sê vir onsself, hoekom het ons nie meer tyd aan mekaar gespandeer nie, broers en susters. Dis ons aardse lewe. Die Here sê vir ons, julle is nie alleen nie. Dawid sê dit op die slegste oomblikke van sy lewe. Maak nie saak wat kom nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek is nie alleen nie. En ek en jy moet dit vandag ter harte neem. Die Here is ook vanmôre hier tussen ons. En deur sy Heilige Gees praat hy met elkeen van ons op ons eie manier. Hy raak ons aan sodat ons hom kan hoor. Die Here wil ons trane afdroog. Die Here wil hê ons moet kom op daai plek waar ons tevrede is, berusting het. Ons gaan nooit ophou verlang nie. Ons gaan nooit vergeet nie. Maar ons moet weet God is in beheer, want wat vir haar gegeld het in die geloof, my broer en suster, geld ook vir jou en vir my. Die Here vat ons ook aan die hand. En ons gaan ook eendag deur die weer gaan. En dan gaan ons die blye weersiens hê. Maar tot daardie dag is ons hier. En soos Dawid is ons gevangenes van die aarde. Kom ons vat vandag die Here se hand. Daar's niks wat tussen ons kan kom staan nie. Kom ons vat mekaar se hand. Kom ons leef die voorbeeld wat Linda vir ons gestel het. Die liefde wat sy gegee het, het ek en jy nou in die wêreld van gee. En dan as dit ons tyd is, sal die Here ons ook die eerste prys gee, die ewigheid by hom. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Here, baie dankie dat ons ook nou na U toe mag kom in hierdie oggend. Ons groet vandag ons geliefde suster. Elkeen van ons het in hierdie oomblikke 'n stuk onthou. Baie spesiale gedagte. Iets wat ons onthou van haar. Ons elkeen het ons eie stukkie liefde vir haar. Dankie dat U haar aan ons geleen het. En dat sy op 'n besondere manier ons lewens kon aanraak. Dankie dat U haar met 'n wonderlike gees, 'n pragtige glimlag en 'n opregte voorbeeld van geloof geseën het. Dankie dat U haar na U toe geneem het, soos U vir haar beloof het. Ons groet haar vandag. Ons is hartseer, ons gaan haar mis. Maar Here, ons is ook dankbaar dat haar lewe nie net sommer was nie. Dat ons elkeen se lewens daardeur geraak is, maar meer nog, dat haar lewe bestem was om by U te eindig in die hemel. Droog nou asseblief ons trane af. Laat die Gees in ons harte werk. Kinders, enkele bedankings te doen.
Alle familie en vriende, julle word opreg bedank, broers en susters, vir die teenwoordigheid vanmôre. Ons verstaan dat nie almal hier kan wees nie, maar Piet is baie dankbaar vir elkeen van julle wat die moeite gedoen het om te reis tot hier. Baie dankie aan al die boodskappe van medelee, al die oproepe en die SMS'e en die WhatsApps en almal. Piet sê baie dankie vir daardie boodskappe. Dr. Koekemoer, dankie vir die liefde en bystand. Dankie aan Trigard Mediclinic en ook Dr. Bader in persoon en sy personeel. En daar is altyd baie goed daar versorg. En opregte dank daarvoor. Van Ultra Nursing Services by Lindesrus Aftreeoord, Middelburg, baie dankie vir die versorging wat julle daar gegee het. Elsabie, vir jou baie dankie. Dankie vir al jou hulp en bystand en ook jou hulp vir al die hospitaalbed. Dit word opreg waardeer. Ons vriendin Joan, jy was 'n steunpilaar, bystand en ondersteuning was van onskatbare waarde. Ouderlike Silja, dankie vir jou en vir ook die hulp, die diens wat jy gegee het, al jou ondersteuning, dankie ook vir die voorbereiding van die eetgoed. Die NHSV, die dames wat vir ons reggemaak het hier in die saal, die baie dankie vir julle bystand en bediening. Dankie vir die koster en die oralis wat vanoggend se speel en ook die oop en toemaak en regset. Ouderlike Callie vir die opname van die diens, baie dankie Callie. En dan laastens, dankie vir afkop, vir die diens en die redings, vir die verassing en dan ook met die versorging van die blaadjie. Baie dankie vir almal wat so bygedra het. Ons kan ons erediens afsluit, broers en susters, met die lees van die begrafnisbrief. Ek wil tog net, as julle in die blaadjie kyk, ek wil tog net vra, daar is baie mooi briewe geskryf, wat daar in die middel geskryf is, wat vir ons almal wys hoeveel liefde daar was vir hierdie formidabele vrou. Lees dit asseblief baie noukeurig. Kan ek vra dat ons staan? Dan lees ek vir ons die begrafnisbrief en daarna vra ons dat Piet en die naby familie eers uitbeweeg na die saal toe en ons gaan agterlaat. Kom ons staan. In liefdevolle herinnering aan Linda Besuidenhout, gebore 21 Junie 1951, sterwe 10 Februarie 2022. Na elke nag is daar 'n dagbreek. Na winter lenteprag. En oor die grense van die dood wag daar 'n blye dag, want ons geliefde Linda gaan ons maar net te wyle vooruit. Uit 'n aardse wêreld na 'n ewige heerlikheid, waar daar geen skeiding sal wees nie, en waar tyd nooit gemeet kan word nie, waar daar geen sorge of kwellinge kom nie, en niemand weer dans. Baie dankie vir die teenwoordigheid, broers en susters, die familie nooi die vriendelikheid om in die saal in te beweeg, dat ons daar tyd kan saam eet en drink en mekaar groet voordat ons huis toe gaan. Vra net dat die familie vir ons vooruit sal leid.